En ek wil graag vanmôre met u praat oor Psalm 91 en ek wil die tema van my boodskap wil ek gebruik, bely jou geloof in God se vermoë. En jy sal agterkom soos wat die boodskap aangaan, hoekom ek hierdie boodskap gekies het, omdat dit daar so gepas het. Nou Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En dan sê vers 2, hy sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Nou die 55 vertaling, dis die ou Bybelvertaling, sê, ek sal tot die Here sê. Die Amplified vertaling, 'n Engelse vertaling sê, I will say of the Lord. Daar is so klein klemverskywing. Die Afrikaans sê, ek sal tot die Here sê. Die Engelse vertaling sê, ek sal van die Here sê. 'n ander vertaling, die Message is 'n parafrase, die Message sê, say this. Met ander woorde, sê dit van die Here. Nog 'n vertaling, die Promise sê, then you will say to the Lord, you will say to the Lord, you are my fortress, my place of safety, you are my God, and I trust you. You are my fortress, my place of safety, my God, and I trust you. In Afrikaans sê, my God op wie ek vertrou. Nou, as ek hierdie gedeelte reg verstaan vandag, mense, dan sê die psalmdigter vir elkeen van ons wat vandag hier is, elkeen van ons wat bid, elkeen van ons wat by die Here skuil, elkeen van ons wat in die teenwoordigheid van die Here ingaan, sê die psalmdigter hier vir ons, dat ons moet 'n konstante belydenis maak. Ons moet 'n geloofsverklaring maak van wie God is. Maar wat belangrik is dat ons dit konstant sal doen. Dat ons konstant sal sê tot die Here. Hy sê, ek sal tot die Here sê. Nou wat moet ons vir die Here sê? Ons moet vir die Here sê dat hy vir ons 'n skuilplek is. Ons moet vir die Here sê dat ons weet dat ons is veilig by hom. En ons voel veilig by hom. Ons moet vir die Here sê dat ons weet dat hy ons God is en dat ons hom met ons lewens kan vertrou. Die woordjie vertrou beteken in die oorspronklike taal om veilig te voel. Voel jy veilig by die Here? Dis wat Psalm 91 sê, jy moet veilig voel by die Here. Dis soos 'n klein seentjie wat veilig is wanneer hy by sy pa is. Jy weet, as jy vir 'n klein seentjie, jy kan hom op 'n 6 meter muur sit en hy sal daar bo staan en jy kan hier onder staan met jou arms oop en sê spring, hy gaan spring. Want hy het vertroue in sy pa, hy het vertroue in die woord van sy pa, hy voel veilig by sy pa, maak nie saak wat gebeur nie, sy pa is by hom. En dis wat die psalmdigter hier vir ons sê vandag, hy sê, ons moet vir die Here sê, Here, ek voel veilig by U. Here, ek weet U is my God, ek is kommervry, want U is my Vader. Here, ek het sekuriteit, want U is my God. Nou die gedagte beteken eintlik, om dit in 'n Afrikaans duidelik uit te druk, die mat sal nie onder jou voete uitgeruk word nie. Dis eintlik wat die psalmdigter hier vir jou en vir my sê. Moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Gaan na die Here toe en sê, Here, ek dank U en ek weet die mat sal nie onder my voete uitgeruk word nie. Jy weet, baie dikwels dan kom ons by mense dan, en gelowige mense, dan hoor jy hoe negatief praat mense. Jy weet, en as die telefoon lui en hulle tel die telefoon op en sê, o jene, ek hoop jy is slegte nuus nie. Die Bybel sê, die regverdige verwag nie slegte tyding nie. Die regverdige is iemand wat op die Here vertrou. Die regverdige is iemand wat weet die Here is sy sterkte en sy verlossing en sy skild. En dis wat die psalmdigter sê, jy en ek, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here ingaan, dan moet ons dit vir die Here gaan sê, Here, ek weet, ek is veilig by U. Wat hy ook hier sê is, dit sal met jou goed gaan. Dit sal met jou goed gaan. Nou hierdie woordjie kom 50 keer in die Nuwe Testament of in die Psalms voor en 181 keer in die Bybel. En elke keer
As die Bybel van hierdie woordjie praat, dan praat hy van 'n konstante oorwinning. 'n Konstante oorwinning, nie vrees nie, 'n konstante oorwinning. Mense, gelowiges is mense wat glo in oorwinning. Gelowiges is mense wat glo in uitkoms. Gelowiges is mense wat glo daar's 'n God wat help, daar's 'n God wat antwoord, daar's 'n God wat jou raak sien, daar's 'n God wat jou optel as jy in die moddersluik lê, dan tel hy jou op. Dis wat Psalm 91 vir ons sê. Ons kan maar ontspan wanneer ons weet wie is ons God. Ek onthou ek het op my pa se begrafnis het ek gepraat oor die liefdesverbond. En ek het daai dag gesê, jy weet, dat die woordjie verbond in die Ou Testament is die woordjie geset. Nou geset beteken dat God sal jou lief hê onvoorwaardelik. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wat jy sê nie, maak nie saak wie en wat jy is nie, God sal jou lief hê, want God het besluit ek gaan jou lief hê. So jy kan kwaad word vir die Here, jy kan rebelleer teen die Here, jy kan opstaan teen die Here, jy kan doen net wat jy wil. God sal nie teen jou opstaan nie, want hy het besluit ek sal jou lief hê. En die Here sê vir ons, deur sy liefde het hy vir ons gesê, as jy in omstandighede kom, ontspan, ek is die generaal, want ek veg vir jou, ek staan by jou, ek is jou God. En dis presies wat die psalmdigter hier vir jou en my sê, ons kan ontspan wanneer ons weet wie in beheer is. Vers 3, luister wat sê vers 3, hy sê, want dit is hy, hierdie hy is met die hoofletter, dis hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. God sal jou red. As jy gevang is in die net van die voëlvanger, God sal jou red. Hy sal jou red van die verderflike pes. Vers 4, hy sal jou toemaak, hy sal jou dek met sy vlerke. Nou mense, ons weet almal, ons het al almal 'n hoenderren gesien met 'n paar kuikentjies. Weet jy wat, as die arend oorvlieg of die valk vlieg oor en daar's gevaar, wat doen die hoenderren? Sy gee net so 'n paar kloeke en dan is al die kuikentjies hier onder haar vlerke en sy maak hulle toe en sy gaan sit plat op die grond. Dan is haar kleintjies beskerm, hulle is veilig. Die arend kan maar vlieg en hy kan maar kom. Dis nie 'n probleem nie, want hulle is toegemaak onder haar vlerke. En dis wat hy sê, die Here sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Laat dit so 'n bietjie insink vanmôre. Sy trou is 'n pantser vir jou. Weet jy wat beteken pantser? Ek het jare terug 'n ou by my in die gemeente gehad en toe ons begin praat het oor nuwe skepingswaarhede en nuwe skepingsrealiteite en hy hierdie goed begin verstaan. Toe sê hy een môre vir my, sê vir my, weet jy pastoor, as ek in die môre in my Audi klim, hy sê ek ry hier af Virginia toe. Hy sê dan voel dit of ek sit binne in 'n pantserkar. Ek weet God is vir my, God is saam met my en niks en niemand kan my iets aandoen nie. En dis wat hy sê. Hy sê God is vir jou 'n skild en 'n pantser. Martin Luther, toe hy daai bekende liedjie gesing het, geskryf het, 'A mighty fortress is our God. Hy het seker Psalm 91 gelees. 'n Magtige beskerming is ons God. Hy is soos 'n fort om ons. Ons is binne in hierdie fort en niks en niemand kan naby ons kom nie. 'A mighty fortress is our God. Hy is 'n magtige skuilplek vir ons. Vers 5. Hy sê jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Jy hoef dit nie te vrees nie. Daar waar jy sit, sê bietjie vir jouself hier saggies in jou hart, ek vrees nie, ek gaan nie vrees nie. 2 Timoteus 1:7 sê God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Die King James vertaling sê, thou shall not be afraid. Nou kyk wat sê vers 7. Ek hou hiervan. Hy sê, al val daar 1000 aan jou sy. Luister mooi mense. Al val daar 1000 aan jou sy. En 10.000 aan jou regterhand. Hy sê, met jou oë sal jy dit aanskou, maar dit sal nie na jou toe kom nie. 1000 aan jou sy, dis 11.000 mense. Hy sê al val hier 11.000 mense om jou, al word hulle plat geslaan hier om jou, moenie bang word nie, moenie vrees nie, want God is by jou.
Ek onthou toe Arnold so klein was. Jy weet, as hy bang raak, dan sing hy, o die bloed van die Jesus. Hy was baie klein, en sing hy dit, en sê, o die bloed van Jesus. Sy pa, nou kan niemand naby my kom nie. God is ons beskerming, God is ons redding, halleluja. En weet jy wat, as God sê, dit sal nie naby jou kom nie, mense, dan bedoel hy, sal nie naby jou kom nie. Vers 8 sê, hy sê, met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien, maar dit sal nie met jou gebeur nie. Ek sê weer, jy kan God maar vertrou. Weet jy hoekom? Want God het ons sy woord gegee. My Bybel is nou in die tas, hy sê, ek gee jou my woord. Dis hoekom ons dit noem die woord. Dis God se woord. Weet, as ek na jou toe kom en ek beloof jou iets en ek sê, ek gee jou my woord, dan staan dit vas. Dis my erewoord, dis my integriteit, dis my karakter, dis wie ek is. Ek gee jou my woord. En God sê, ek gee jou my woord. Nou as die Here sê, die vyand sal nie naby jou kom nie, dan bedoel hy sal nie naby jou kom nie. Jy sal dit sien, maar het sal nie met jou gebeur nie. En wat doen die duiwel? Die duiwel kom en dan maak hy ons verstaan dat hierdie goed gaan met ons gebeur. Weet jy hoekom doen hy dit? Want hy dink ons is stupid. As ek daai woord mag gebruik. Hy dink ons weet nie wat staan geskrywe nie. En dis jammer dat baie mense nie weet wat geskrywe staan nie. Weet jy, met die sondeval, met Adam en Eva. Weet jy hoekom het Adam in die moeilikheid beland? Of Eva in die moeilikheid beland? Nie Adam nie, Eva. Weet jy hoekom het sy in die moeilikheid beland? Sy het nie geweet wat God gesê het nie. Sy het gesê, ek dink God het gesê. As Adam vir haar gesê het wat God gesê het, en sy geweet het wat God gesê het, dan sou hulle heel waarskynlik nie in die moeilikheid beland het nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy sal verstaan wat sê God in die woord vir ons. Mense, God rugsteun sy woord. God is die waarborg van sy woord. As hy gesê het, ek gee jou my woord, dan staan dit vas, kom wat wil. Nou kom die duiwel, dan kom sê allerhande goeders vir jou. Sê, o jene, jy gaan sterf van 'n ongeneeslike siekte, en dit gaan met jou gebeur, en die pes gaan jou tref, en jy moet pas op in die straat, en nou slaat iemand jou met 'n knippel oor die kop. Weet jy wat, mense? Ek weier om bang te wees. Ek weier om bang te wees. Ek weier om toe te laat dat vrees my beheer. Want God is by my. God is met my. Amen. Daai tyd toe ons nog in die oorlog was, toe ons nog in Angola en Namibië geveg het. Ek het 'n getuienis waar die vyand voor my gestaan het. Waar ek in 'n oop pos was, waar die vyand so ver soos Rihanna van my afgestaan het en vir my gekyk het en my nie gesien het nie, dat ek met my eie oë kon sien, dat God slaan hierdie mense met blindheid. Hulle ken nie bos, hulle ken nie omstandighede, en hier staan hulle voor my en hulle sien my nie. Dis wie God vir ons is. God veg vir ons. Hy ondersteun ons, hy staan by ons. En wat doen ons met die duiwel? As die duiwel na jou toe kom met al hierdie goeders, dan is dit belangrik dat jy vir hom sal sê wat die woord sê. Want weet jy wat? Hy weet nie wat jy weet nie. Hy weet nie wat jy glo as jy nie dit sê nie. En as hy met al hierdie negatiewe goeders kom, bestraf hom. Bestraf hom en sê vir hom, gaan weg agter my vyand. Stop hom in die naam van Jesus. Vers 10, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Mense, weet jy wat, jy kan vanaand huis toe gaan en jy kan 'n pen vat en jy kan al hierdie goeders gaan onderstreep in Psalm 91. En elke keer, elke dag as jy bid, sê dit vir die Here. Here, u woord sê, geen onheil sal my tref nie. Geen plaag, geen siekte, geen niks sal naby my kom nie. Dan kan God vir jou iets doen. Want weet jy wat, God is wakker oor sy woord om dit te volbring. As jy vir hom niks gee om mee te werk nie, het hy niks om mee te werk nie. Maar as jy vir hom geloof gee, as jy vir hom 'n positiewe belydenis gee van die woord, as jy tot die Here sê, dan doen God wat jy sê. Sê vir die vyand, die Here is jou bergvesting en jou rots en jou skuilplek in die tyd van storm.
Wat ek wil hê jy moet verstaan is, jy moenie vergeet om te sê nie. Laat dit uit jou mond uitkom. Maak dit 'n instelling in jou lewe om te begin positief te bely wat die woord vir jou sê. En sê vir die Here wie en wat hy vir jou is. En sê dit aanhoudend vir hom. Die duiwel moet weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet wie jy is in Christus. Hy moet dit weet. Weet jy wat? Toe die 7 seuns van Skefa, toe hulle probeer het om die duiwel uit te dryf, het die duiwel hulle uitmekaar uitgeskeer. Maar weet jy wat het die duiwels gesê? Jesus ken ons. En van Paulus weet ons. Maar wie's julle? Mense, die duiwel sal van jou begin kennis neem wanneer jy begin bely, wanneer jy begin sê wat die woord sê. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo daar's kinders van die Here wat uitstaan soos ligte in 'n donker wêreld. As jy in die straat stap, dan neem die duiwels van jou kennis. Dan weet hulle, kyk, hier is iemand wat glo en wat weet wat die woord van hom sê. En dis hoekom dit belangrik is dat wanneer hy na jou toe sal kom, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en vir hom sê, daar staan geskrywe en gaan weg agter my Satan. Het jy geweet, die duiwel is nie alwetend nie. Het jy geweet? Die duiwel is 'n gevalle engel. Engele is nie alwetend nie. God is alwetend. Die duiwels weet nie alles nie. Die duiwel weet nie wat môre met jou gaan gebeur nie. Jy weet, ek jare terug preek Don Leonard preek daar in Parys. En toe hy nou die Sondag aand toe hy nou afsluit, toe sê hy, volgende week is ek in Witbank. Gaan daar dienste hou in Witbank en hy noem 'n kerk se naam. En die volgende naweek kom en hy en sy seun ry en hier ry hulle Alberton toe. En die seun sê vir hom, pa, maar ek verstaan nou nie. Jy het nou, toe ons Sondag by Parys was, toe sê jy, ons is volgende week in Witbank, nou gaan ons Alberton toe. Hy sê, ja, maar ek het dit vir die duiwel gesê, hy sê, die duiwel is nou op pad Witbank toe, ek gaan nou Alberton toe. Mense, ons lag daaroor, maar dis presies hoe dit werk. Die duiwel is nie alwetend nie. Wat weet die duiwel? Hy weet wat uit jou mond uitkom. Hy sien wat jy doen en hy hoor wat jy sê. En as jy negatiewe dinge sê en negatiewe dinge bely en jy God nie glo nie en jy God se woord nie glo nie en jy nie op die woord van die Here staan nie, dan gebruik hy dit teen jou. Maar die oomblik as jy die woord vasgryp en jy sê, ek sal tot die Here sê, my rots en my bergvesting, my skuilplek in die tyd van storm, dan begin hy kennis neem en sê, hierdie ou moet ek anders hanteer. Vir hierdie ou moet ek versigtig wees, want hy weet wie hy is, hy weet waar hy staan. So, dis belangrik dat ons vir hom sal sê. Jy weet, ek wil vandag my ma se voorbeeld gebruik, en dis hoekom ek hierdie boodskap gekies het. Klompie jare gelede het sy siek geword aan haar galblaas. En sy was opgeneem in die Medikliniek daar in Springs. Ek dink dit was die Medikliniek, kan nie onthou nie, maar dit was een van die private hospitale daar in Springs. Ek weet ook nie hoe dit gebeur die aand, dat ek saam met haar in die kamer was. As ek reg onthou, dink ek al ons kinders was daar. Ek kan nie eens meer onthou nie, maar ek was toevallig saam met haar in die kamer, toe Dr. Kapatos kom vertel het en met haar kom praat het voor die operasie. En toe ons daar by die bed staan, toe vertel hy vir my, ek dink my ma was op daai stadium omtrent 79, 78, 79, 80 jaar oud dalk. Toe sê hy, wat julle moet verstaan, is dat hierdie is 'n baie groot operasie. Dis nie sommer net 'n klein operasie, dis 'n groot operasie, dis 'n baie gevaarlike operasie. En sê hy vir my, jou ma is oud en ons weet nie of wat kan gebeur nie. Wanneer sy onder narkose gaan, kan sy dalk nooit weer wakker word nie. En hy vertel die hele storie van dat my ma dat die moontlikheid daar is dat my ma kan sterf en dat sy dit nie sal maak nie en wat ook al. En ek het na my ma gekyk en ek het vir haar gesê, ma, verstaan jy wat hy vir jou sê? En sy sê, ja, ek verstaan. En hy draai om en hy stap weg en toe hy so wegstap, toe roep sy hom, toe sê sy, dokter,
En sy steek haar vingertjie so in die lug en sy sê, "The Lord is my shepherd." Bedoelende, maak nie saak wat jy nou gesê het oor die dood, of dat ek kan sterf, of wat ook al kan gebeur nie, ek is nie bang nie, ek vrees nie, ek is kommervry, want die Here is my herder. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dis die nalatenskap wat ek van my ma het. Dis wie sy was, dis hoe sy geglo het. The Lord is my shepherd. Elke keer as sy siek was agterna, as ek by haar kom en ek sê, "Ma, onthou jy, the Lord is your shepherd," dan sy sommer beter. Dan kry sy weer geloof en krag en sterkte in haar hart, want die Here is haar herder. Hy sorg vir haar, hy beskerm haar, hy ondersteun haar. Luister wat sê vers 11. Hy sê, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Weet, 'n klompie jare terug, ek praat nou maar met die familie, en u almal ken my ouers, dis hoekom hy hier is. Klompie jare gelede, terwyl hulle nog op die plot gebly het, daar op Elof, kom ek eendag daar, en my pa sê vir my, weet jy, 'n snaakse ding het gisterand gebeur. Ek sê, "Pa, wat is dit?" Hy sê, "Weet jy, hier was 2 polismanne hier by my in die kamer." Ek sê, "Nou, hoe so, pa?" Hy sê, "Nee, weet jy," hy sê, toe ek so kyk, hy sê, "Toe staan hier 2 polismanne," hy sê, "Hulle is aangetrek soos hierdie Engelse bobbies." Hy sê, "Hulle het hierdie harde helmets op," hy sê, "Hulle lyk nes daai Engelse polismanne." En weet jy wat, terwyl ek hierdie boodskap voorberei, en ek dink aan hierdie goed, toe dink ek, weet jy wat, eintlik, wat daar gebeur het, is vir 'n oomblik het die Here my pa se geestesoë oopgemaak. Vir 'n oomblik het God vir hom gewys en vir hom gesê, weet jy wat, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie bang te wees nie, ek het my engele aangaande jou bevel gegee. Hierdie polismanne wat jy hier sien, dis my engele wat ek gestuur het om jou op te pas. Ek weet nie wat, ons weet nie wat het op die plotte om dit aangegaan nie. Miskien het daar dinge gebeur. Miskien het God dit op daai oomblik nodig gehad om vir my pa te sê, hoor jy, hier's polisie by jou, jy's veilig. 'n Pastoor het eendag vertel, pastoor Ronnie Barnard het eendag vertel, toe hy nog in Graafry net die pastoor daar was, hy sê, hy gaan op vakansie en hulle breek by 'n klomp huise in die straat in waar hy gebly het, en hulle slaan sy huis oor en hulle vat weer die huis langs hom en so gaan hulle aan in die straat, maar hulle los sy huis. En uiteindelik toe vang hulle hierdie klomp skelms wat by hierdie huise ingebreek het, en die polisman sê, hy het vir interessantheid gevra, hy sê, want dit was vir hom baie snaaks, hoekom breek hulle in, dan los hulle een huis en dan breek hulle weer in. En hy sê vir hulle, hoekom het julle hierdie een huis, hoekom het julle hom oorgeslaan? En weet jy wat sê hulle? Hulle sê, nee, ons kon nie daar aangaan nie, daar was polismanne wat op die hoeke van die erf gestaan het. Toe het ons verby gegaan. God het sy engele gestuur. Ek wil vanmiddag vir u sê, vanmôre vir u sê, God stuur sy engele om jou te bewaar. Maar jy moet dit sê. Jy moet dit glo, jy moet dit bely, jy moet dit vir die Here sê, Here, ek dank u vir die engele wat u stuur om my te bewaar, om my te beskerm. Vers 12, hy sê, hierdie engele sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie, en ons weet dis ook profeties. Op die leeu en die adder sal jy trap, en die jong leeu en die slang vertrap. Luister nou, vers 14. Hy sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Daarom sal ek hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Die Engels sê dit mooi, hy sê, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and I will deliver him and I will honor him. Weet jy wat, mense, God eer jou belydenis. God eer jou belydenis. As jy in die moeilikheid kom, dan kom God vir jou op die voorgrond, omdat hy jou eer, omdat jy bereid was om te sê, die Here sal my help. Die Here sal my uitred. Die Here sal by my staan. Vers 16, hy sê, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Dis hoe ek die toekoms sien, mense. Dis my konstante verwagting. En dit sê ek elke dag vir Here. Ek glo dit, ek bid dit, en ek verklaar dit, wanneer ek met die Here praat.
Nou, ek wil hê ons moet iets doen, ek is klaar met my boodskap, ek wil hê ons moet iets doen, terwille van, ons is hier om my ma te eer, ons is hier om 'n laaste eerbewys aan my ma te doen. Ek wil hê ons moet voor die Here vandag staan, en ons hande opsteek en sê, Here, ek glo Psalm 91 is die waarheid. U is my rots en my bergvesting. U is my skuilplek. Here, ek dank U dat U engele aangaande my bevel gee. Kan ons net staan? Kom ons staan en as U wil, doen dit. En daar waar U staan, sê Here, ek glo U. Ek glo U het U woord vir my gegee. En U woord is die waarheid. Here, U is 'n skild en 'n pantser vir my. Ek is beskerm in U, Here. Ek is veilig in U. Ek het sekuriteit in U. Ek vertrou U, Here, dat geen onheil my sal tref en geen plaag naby my tent sal kom nie, want ek weet U is my God en U gaan nie faal nie. U gaan nie aan die slaap raak nie. U gaan nie van my vergeet nie, Here. U sien my soos wat ek in hierdie kerk staan vanmôre. Ek bely dit. Ek sê tot die Here, U is my verlossing en my heil. Loof die naam van die Here. Kom ons bid net saam. Vader, ek dank U vir U woord en ek wil bid, Here, dat hierdie woord vandag in goeie grond sal val. En Here, dat hierdie begrafnisgeleentheid van ons moeder 'n geleentheid sal wees wat vir elkeen van ons in die toekoms iets sal beteken. En dat ons sal onthou dat U ons herder is. Dat ons sal onthou dat U ons beskermer is. En dat ons nie hoef te vrees en bekommerd te wees nie. Ek loof U daarvoor in die naam van Jesus. Amen.